Ons is 'n Pinksterkerk, ons hou van handeklap. Loof die Here. Nou as jy gereed is, gaan ons Bybelverklaring doen en dan gaan ek vanoggend met jou praat oor die wet. Maar wag voordat jy jou mors doodskrik. Ek gaan met jou praat oor die wet. Is jy reg om die Bybelverklaring te doen? Dan sê ons, hier is my Bybel. Dit leer my van God. God is gees en ek kan bid in gees en waarheid. Ek kies vandag om met my gees te luister, elke belofte aan te neem. Die woord is die waarheid en die waarheid sal my vrymaak. Wanneer ek en jy ons Bybel in sy geheel probeer lees en verstaan, dan is dit 'n onbeskryflike ervaring om te sien hoe wonderlik God se woord is. Weet, van al die boeke in die wêreld, wil die Koran probeer om iets te wees. In 'n paar koerante, jy weet, kan aanspraak maak op dat hulle nou 100 jaar oud is of wat ook al, nee. Maar daar's nie nog 'n boek soos die Bybel nie. Sy samestelling, sy almekaar sit, sy aanhou en aanhou is onbeskryflik. Jy kan dit net sien as 'n aksie of iets van wat God laat gebeur het en wat God in stand hou. So die Bybel is kosbaar vir elkeen van ons. En as ek die Bybel opmerking maak, dan wil ek jou inlei na vanoggend se boodskap toe, dat ons op die plekkie kan kom waar ons vir mekaar sal sê dat ons is besig met wat ons noem die Moses roep. So jy word geroep. Jy word gesê, kom, gee aandag. Ek wil vir jou iets sê. Jy weet, en ek weet nou nie van julle nie, maar ek dink ek so 'n bietjie respek gehad het vir Moses as ek gedink het wat hy met die 10 plaae reg gekry het. Hallo. Ek dink veral toe die 10de plaag met die afsterwe van die eersgebore kind, jy weet, toe het almal regop gesit en gesê, jy pas op vir Moses. Want as die Here aan sy kant is jy moeilikheid. Jy moet versigtig praat oor Moses. Want net toe sê die Here weer vir hom iets, nee. So, net so glo ek, moet ons respek hê vir wie die God van Moses is. En eintlik die respek hê vir wat die God van Moses te sê gehad het. En hoe God vir Moses, jy weet ook, in afhanklikheid en in versigtigheid. Onthou julle hoe hy na die bos toe geloop het wat brand? En die bos brand nie uit nie. En hy trek sy skoene uit en hy besef maar hier is iets bo hom, iets groter as hy. En dit is in hierdie belewenis wat ek jou aan die hand wil vat om vir jou te sê dat in die afgelope boodskappe het ek nou vir jou kort of elke keer ingelei deur vir jou ietsie uit die natuur, uit die verhaal van Exodus te haal. En wat Moses en Israel se verhaal intleer. Die eerste ene was daai laventelborreltjie gewees, né? Die olie wat uitgepars is. Die tweede ene was toe melk en honing. Dis die een wat ons baie ken. Ons kan hom maklik sê, ja, hulle is op pad na die land van melk en honing toe, né? Ons almal ken. Maar ons almal is nie so bekend met die akasia boom storie nie. Jy weet, ons sal dit nie sommer net in verbintenis bring met die Exodus en met die uittog uit Egipte uit nie. Maar ek het die boodskap gegee en as jy YouTube kan ontdek, dan sal dit jou help om iets daarvan te verstaan. En dan natuurlik water en suurstof. Ja, dit het seker iets met die woestyn te maak. Daar's nie water nie en waar kom suurstof en alles wat daarmee gaan. Luister die preekie oor en dan kan jy agterkom wat. Vanoggend wil ek by jou stil staan met nog 'n belangrike eienskap van die uittog uit Egipte uit. En dit is sandsteen. Sandsteen. Dit is 'n steen, harde vorm van samestelling van wat alles dit is. En as jy hom mooi uitkap en hom mooi bewerk, dan is dit iets wat vir baie, baie jare dieselfde kan bly.
Hy kan baie jare dieselfde bly. Nou, as jy dink dat die tempel is gebou uit groot sandsteenblokke uit en jy gaan na die klaagmuur toe, dan sien jy daardie blokke is nog net so. Daar's een van daardie stene wat as jy in die fondasie afgaan van die tempel se bouery, wat so swaar weeg soos 2 jumbo Boeings, vliegtuie. En almal wil weet, hoe het hulle daai een massiewe stuk sandsteen, ek weet nie, ek praat nou onder korreksie, maar die tonnemate is die van 2 jumbo vliegtuie. Dit onthou ek nou. Hoe het hulle hom geskuif gekry? Hoe het hulle hom bo op die ander stene gekry? Jy weet, en dan sal ons vra, hoe is die piramides gebou? Hoe het hulle dit reg gekry? Maar kan ek vir jou sê, ons is tot baie meer in staat as wat ons dink, sê amen. Jy kan baie meer reg kry saam as wat jy alleen kan reg kry. Want ek is seker daarvan dat daar nie iets is wat nie opgetel kan word, waar daar nie slim mense is wat kan sê ek weet hoe werk 'n huiskraan. En ek weet as jy so maak en jy maak so. En daarom het ons mekaar nodig om te verstaan. Maar daar moet 'n vastigheid wees. Daar moet iets wees wat nie sommer verander nie. En tog kan hierdie sandsteen, en dit is hoe die tempel vernietig was. Hulle het die tempelmure gevat, of die mure van die stede, die sandsteenmure en geboue, het hulle gevat, en dan al wat hulle gedoen het, is hulle het vuur gemaak langs die muur. En dan het hulle nou daai vuur goed gestook. En as hy nou lekker warm is, en nou weet julle wat gebeur, as jy dan water op daai warm sandsteen gooi. Hy skiet uit mekaar uit, hy kraak in stukke in. En skielik word sandsteen vernietig. Word die blywendheid, die langdurigheid van die sandsteen word vernietig. En die vorm wat hy gemaak word, is tot niet. Ja, al sou jy daardie mooi pilare wat oorgebly het van die Laodicea en Philadelphia gemeente en Sardes gemeente, is daar baie sulke pilare wat oorgebly het en tot vandag toe daar staan. So in die afbreek en in die uitbrand van die stad, het hulle nou nie alles tot as verbrand gekry nie, want iewers het hulle moeg geraak en gesê, daar is nie meer hout nie, en die water is nou op, en ons kry nou nie verder nie, maar hier sal niemand weer bly nie, nee. En dan het hulle weggegaan van hierdie vernietigingswerk wat hulle gedoen het. En dit is in hierdie vormmakery, wat iets weer vir sandsteen so besonders maak, is dat hoe maklik dit eintlik is, om die sandsteen te vorm. En as jy vanoggend kan dink, die Here wil jou vorm. Hy wil vir jou 'n sekere patroon, 'n sekere menswees gee. En as hy dit vir jou gegee het, dan wil hy hê dat dit blywend moet wees. En hy wil hê jy moet weet, dit kan vernietig word. Dit kan stikkend gemaak word. Maar hy wil hê dat dit moet bly en bly en bly. En dat dit waardevol moet wees. Nou, as ek hierdie Philadelphia van Openbaring 3 gemeente se storie lees, dan verstaan ons dat hulle die toets deurstaan het. Hulle het die vuur oorleef. Daar's nog tekens van ons is Philadelphia. Nou tot hier in ons kusstreek het ons die gemeente van Philadelphia in Swakopmund, nee. Pastoor Japie, hulle se gemeente waar my broer was, hulle het die naam gekies Philadelphia, wat dan nou sê broederliefde, lief vir mekaar, die liefde moet bly, kan ek 'n amen kry? As daar iets is wat nooit mag verdwyn nie, is dit die liefde, omgee vir mekaar, ja, rede hê om te sê, en dit spreek ons karakter aan. Nou gaan ek vanoggend hopelik vir jou iets sê, wat jy miskien nie altyd so gedink het nie.
En as jy so kan dink, gaan dit jou uitgangspunt op die toekoms verander. Dit gaan hoe jy dinge kies en doen verander. Waarvan wil ek praat? Kom ons gaan terug na Johannes op die eiland van Patmos toe, né? Ons is nou besig om te praat oor Moses en oor die uittog en hoe Johannes ons as kerk wil voorberei vir ons uittog. Nou amper was ons hemel toe gewees in die week. Ek is net so jammer dit nie gebeur nie. Ek wil so graag sê, kom Here Jesus, ek het U lank reeds verwag. Maar as ek so kyk na 'n paar, stoute ongehoorsame gemeentelede, dan sê ek, Here, wag net so bietjie. Gee my net nog 'n kans. Here, miskien nog een gebed. Here, miskien nog een preek. Here, miskien nog een keer se uitreik. Here, nog net een keer se hande oplê sonder gebed. Julle weet wat is dit, nê? Handoplegging sonder gebed. Goeie Afrikaans is 'n taaiklap. Nou dit het ek geleer by my sonnaskoolonderwyser. Hy het hom so vererf vir die werkers wat nie hulle werk doen nie. Toe storm hy op die werker af en hy was gereed om hom hande op te lê sonder gebed of om 'n taaiklap te gee en hy besin homself en hy sê, pas op, ek gee jou nou 'n Christelike klap. So, ek wil hê jy moet snap saam met my, dat as Johannes skryf, dan wil hy vir my en vir jou sê, hoe moet ons kerk wees? Hoe moet ons in die eindtye lewe? En of Jesus nou môre of oormôre gaan kom, en of hy nou nie laasweek gekom het nie, is nie die faktor nie. Dit is, ek moet nou gereed wees. Ek moet wakker wees. Ek moet voorbereid wees. Ek moet soek na die dinge ek moet so lidmaat wees en ek moet so leier wees, dat die wêreld na my sal kyk en sê, gaan saam met hom, hy's veilig. Is veilig om by hom te wees. Hy's op koers. En as ek dit vir jou gee, gaan ek vir jou lees uit Romeine 3 vers 12, waar Jesus dan vir Johannes sê vir die gemeente, ek sal hom 'n pilaar, 'n sandsteen maak. Ek sal hom gestalte gee. Ek sal hom wat oorwin, 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan. Ek wil hê jy moet weet, God doen nie 'n halwe werk as hy 'n siel red nie. Ons is geneig om mense af te skryf. En ek wil vir jou sê, ja, Hebreërs waarsku ons, dat ons kan nie aanhou sondig verkeerd leef nie, né? Romeine, Paulus waarsku ons, dat ons nie in die sonde sal bly, dat die genade net al hoe groter moet word nie. Maar kan ek vir jou sê, God se reddende genade is so eg, is so effektief, dat dit kan nooit anderster wees nie. As hy gesê het, jy's in, is jy in. Moenie laat die duiwel jou iets anders te vertel nie. As hy vir jou gesê het, my bloed reinig jou van al jou sonde, dan is ons gereinig. Hy sê, hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel en van my God neerdal, en my nuwe naam. Nou, ek kan nie al hierdie goed met jou probeer verduidelik en alles nie, maar ek wil die klem laat val op wie oorwin. Toets jouself gou, as jy nog op 'n oorwinningspad. Sê jy nog vir jouself, ek kan. Ek sal opstaan. Ek sal vorentoe gaan. Ek is oortuig, dis ja. En as jy nie kan getuienis gee nie, dan wil ek vir jou sê, ek dink is hoekom jy vanoggend in 'n kerk is omdat jy 'n oorwinnaar mens is. Omdat jy soek na 'n beter lewe. Glimlag vir een laas jou en sê, man, jy's 'n dapper held, jy weet. Jy's 'n dapper held. Jy's regtig dapper. As 'n paar ander wat bietjie moeg geraak het. Hulle sit by die huis. As 'n paar ander wat sê, ag, dit help toggie. Hulle het ons gebede nodig.
Hulle het ons ondersteuning nodig, nê. Nou, as jy dink die tabernakel word die tempel, en die tempel, en ek hoop jou geskiedenis is nou reg, word die tempel van die Heilige Gees. Dan wil ek hê jy moet sien, ons is by Johannes op die eiland van Patmos se briewe, waar hy sê, die Gees van die Here is in jou. Laat dit wakker word. En dis wat ek net nou gedoen het met waardering, nê. Jy sien, waardering is nie 'n fisiese ding nie. Dis nie, jy weet, hoe ek nou kan jou hand skud, of hoe ek nou, jy weet, iets, dis ook nie 'n denkende ding nie, dis iets wat uit jou gees uitvloei. En mense kom agter, jy waardeer hulle. Jy kan nie genoeg dankbaar wees nie. Is daar die Geesmens wat moet begin werk, en is die tempel van die Heilige Gees. En daarom laat Paulus in Korintiërs skrywe en sê, weet julle dan nie dat julle tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie. Dink daaraan as jy wil sonde doen. Dink daaraan as jy wil moed verloor. Dink daaraan dat jy sandsteen kwaliteit mens. Jy's gevorm en jy's gemaak en jy gaan nie laat hierdie vuur jou vernietig nie. Jy gaan nie toelaat dat hierdie uitdaging jou stikkend maak nie. Jy gaan sterk staan en sê, met my God is ek meer as 'n oorwinnaar. Kom, vat dit jou eie, maak dit jou geesvervulde lewe en belewenis. So as Johannes op die eiland van Patmos skrywe, dan sê hy 'n belangrike ding. Hy sê, ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor, soos van 'n bassein wat sê, en dan kan jy nou verder lees, maar ek wil die beginsel vir jou uitlig. Hy was in die gees op die dag van die Here. Nou kom ek help jou. Wat jy hier kan beleef, gaan jy nie in Spar kan beleef nie. En ook nie by Poepkewits in die Hardeware kant nie. En jy gaan dit ook nie in 'n hospitaalgang kan beleef nie. En jy gaan dit ook nie in 'n polisiesel beleef nie. Wat jy hier beleef, is anderster. Wat hier gebeur, is anders. Dis so anderster. Dis kerk. Kan ek dit stadig genoeg, met genoeg gewig, en met genoeg klem sê? Johannes was in die gees, op die dag van die Here. Kom ons sê weer vir mense wat uitmis op kerkbywoning. Kom ons sê weer vir hulle, jy mis iets uit. Jy probeer om met al die ander reg te kom. En dan dikwels as ek kyk en ek sien hoe hulle sukkel om reg te kom, dan wil ek met alles wat in my is vir hulle sê, man, kom sit net in die kerk op 'n Sondag vir 'n uur en dan kyk jy hoe werk dit. En dan as jy kan, word sommer 'n pilaar. Word sommer iemand wat jy nie sommer weggeskuif kry nie, want hy sê dis my sitplek, skuif soontoe. Hy sê, ek is hier geplaas. Dis waar ek is. Jy gaan nie my plek vat nie. En dit gaan 'n oorlog veroorsaak, of dit gaan 'n vuur laat begin brand, as jy dink jy kan my skuif. En ek hou van die ou liedjies wat ons ou Pinkstermense gesing het. Hulle het gesê, I shall not be moved. En hulle was nogal skriftuurlik gewees, want die Bybel sê, I shall not be moved like a tree planted by the watersides. Ek sal nie geskei word nie, want ek weet waar die water vloei, en ek weet waar ek vrug kan dra, en ek weet waar ek kan beter word, en ek verstaan, as ek in sy teenwoordigheid kan kom, maak dit 'n verskil in my lewe. Ek wil vir jou sê, jy gaan minder maklik met iemand baklei, as jy vol van die gees van die Here op 'n Sondag was. Veral jou man, of jou vrou. Jy gaan baie mooier werk met mense, as jy vol van die gees was, op die dag van die Here.
kry nie 'n goeie amen nie, maar ek sal maar aanhou. Here, help ons, laat ons weer verstaan dat gehoorsaamheid aan die Heilige Gees is ons toets vir gehoorsaamheid aan God se wet. Nou, hier kom die ding nou vir my in, hè? En ek dink miskien dat jy dit nog nie so gesien of beleef nie. Maar hoekom het Moses hulle met die uittog? Weet, uiteindelik by die berg gekom, Moses klim op saam met Joshua en saam met nog die ander, ek dink 60 manne, ek kan nie die teks reg onthou nie. En dan gaan haal Moses die wet. Dan bring hy die wet af. En dan gooi hy het stikkend. Die 10 gebooie nou. En dan klim hy weer op en dan bring hy maar weer. En dan sê die Here, maar ek moet vir julle iets gee. Ek moet vir julle iets gee wat julle gaan help om reg te lewe, om by daai geesmens uit te kom. En dis hierin wat dit gebeur, as jy begin om te verstaan, dat 'n wet is 'n onbeweegbare vaste sandsteenpilaar. Jy loop jou elke keer op daai pilaar vas. Jy kan nie anderster nie, hy staan waar hy staan. En dit is soos wat die Bybel dit uitdruk in kort woorde. As Jesus dit doen, dan gebruik hy, dan sê hy hierdie woorde. Hy sê, dit staan geskrywe. Dit staan geskrywe. Dit staan vas. Jy kan dit nie verander nie. En as ek en jy dit kan verstaan, dan sal ons verstaan dat as ons uiteindelik getoets word, dan word ons getoets aan die karakter van God. Ons word getoets aan wie Jesus is. Dis hoekom ons in die kerk op verskillende maniere met mekaar tyd spandeer. En as ek dink hoe dat Paulus aan die Galasiër gemeente wou verduidelik, dan sê hy, wat beteken die wet dan? Hy sê dis bygevoeg weens die oortreding, sodat die saad aan wie die belofte gedoen is sou kom, en dit is deur die engele beskik, deur die tussenkoms van 'n middelaar, en die middelaar is nie net vir een nie, maar God is een. Is die wet dan teen die beloftes van God? Nee, stellig nie, want as daar 'n wet gegee was wat krag het om lewend te maak, hoor daai woorde, as daar 'n wet gegee is wat krag het om lewendig te maak, hoor jy, 'n wet wat krag het om lewendig te maak, hy sê, dan sou die geregtigheid werklik uit die wet gewees het. Israel kry hierdie 613 wette. En dis vir een groot rede. En dit is dat elkeen van ons op 'n plek moet kom waar ons in lyn kom met God se karakter, met wie God is, wat God wil hê ons moet wees. Nou, dit is vir my so mooi as Moses, en ek lees dit vir jou as 'n tweede gedeelte, en ek gaan die twee nou by mekaar uitbring. Hy sê, toe het Moses die Here gespreek en gesê, laat die Here die God van die geeste van alle vlees, hoor jy, alle vlees het gees, 'n man oor die vergadering aanstel, wat voor hulle uittrek, wat voor hulle intrek, wat hulle uitlei en wat hulle inlei, sodat die vergadering van die Here nie mag wees so skape wat geen wagter het nie. Toe sê die Here aan Moses, neem vir jou Joshua, die seun van Nun, 'n man in wie die gees is, en lê hom die hand op. Nou goed, hier is Moses, sy werk is gedoen. Hier is die pastoor, nou moet 'n nuwe pastoor kom. Dis vir my so mooi, het jy dit opgemerk in die teksgedeelte? Hy sê, jy moet uitlei en inlei. Jy moet uittrek en jy moet intrek. Jy trek uit Egipte uit, jy trek in Kanaan in. Jy gaan uit hierdie ou een uit, in die nuwe ene in. En dit is die beginsel wat jy moet snap, en dit is waarop jy moet fokus, as jy begin om te sê, nou, wie gaan dit nou doen? Wie gaan nou my soontoe vat? Wie gaan nou dit laat gebeur? En as jy dit in gedagte kan hou, dan wil ek jy moet sien dat die gees van alle vlees, die God wat die eienaar is van die gees van alle vlees, jou gees is nie jou eiendom nie, bly nog steeds God se.
Jou vlees het jy baie beheer oor. En jou denkende of sielsmens het jy ook baie beheer oor. Maar kan ek vir jou sê, die een wat jy moet wakker maak is jou gees. En as jy vanoggend dit in jou hart gaan wakker maak, dan gaan jy verstaan dat jy wil ook in die gees wees op die dag van die Here. Jy wil kan sê, vol van die Heilige Gees. Ander mense kyk jou en sê, ek sien hoe die Heilige Gees jou dryf. Ek sien hoe jy stil en sê, meneer, is jy van hierdie kerk? Ek sê, ja, ek is van die kerk. Hy sê, enige iets wat jy nodig, enige apparate of toerusting wat jy nodig het, is die Gees van God wat jou dryf om iets te doen. Dis die Gees van die Here wat jou help om te vergewe. Dis die Gees van God wat jou in staat stel om iemand anders op te tel en met liefde te versorg en om te gee. Dis werklik die Heilige Gees wat kan uitlei en inlei. Wat die barmhartige Samaritaan se gees het hom opgewek om die man op te tel, op sy donkie te sit, om na die herberg toe te vat. Dis die Gees van God wat in mense se harte werk. So waarna moet ons soek, waarna moet ons kyk? Ons moet vir onsself sê, as ons iets blywend in ons lewe soek, dan soek ek God se Gees. As ek 'n onbeweeglike pilaar, as ek 'n sandsteen belewenis wil hê, as ek 'n ervaring wil hê van die vastigheid van God in my lewe, dan soek ek die Heilige Gees in my lewe. Ek soek dat sy Gees in my hart sal werk. So kan ek jou help om te verstaan, dat as Moses die wette ontvang en as Moses dit vir die volk gee, dan is hy eintlik vir hulle besig om vir hulle te sê, as jy kan lank genoeg fokus, gaan jy al 613 reg kry. As jou lewe lank genoeg is en jy oefen hulle een vir een, dan gaan jy almal reg kry. Weet jy wat gaan jy wees? Jy gaan God se karakter hê. Jy gaan net nie foute maak nie. Jy's onaantastbaar reg. Jy kry elke dingetjie reg. Jy het altyd die regte antwoord. Veral as dit jou huwelik is, nee. Het jy altyd die regte optrede. Jy gaan nooit hoor dat jou vrou sê, jy is nie meer lief vir my nie. Jy gaan nooit hoor dat iemand sê, nee, jy moet nie so maak nie. Of hoekom het jy nou dit gedoen? Jy gaan daai woorde nooit hoor nie, want jy gaan in volmaaktheid beweeg, want God is volmaak. En as jy God se wette toepas in jou lewe, dan is jy op pad na 'n volmaaktheid toe. Maar ek en jy weet, dat as daardie 613 wette wat in 3 dele opgedeel is, of 3 groepe is, en dit gaan oor die morele en die seremoniele en die siviele wette wat daarin vasgevang is, en daar is hoeveel is dit? 284 wette wat sê jy moet dit doen. En daar is hoeveel? 365 wat sê jy moet dit nie doen nie. So dit klink vir my, daar is bietjie meer kwaad as wat daar goed is. Maar ek wil hê jy moet iets snap. Die wet wil jou karakter gee. Om 'n sandsteen mens te wees. Om 'n pilaar te wees wat in die tempel van God gesit is. Om 'n lidmaat te wees. En jy kan sê, I shall not be moved. En jy's iemand wat sê, ek sal daar wees. En ek sal doen wat gedoen moet word. En ek sal wees wat dit moet wees. Dan wil ek jou saamvat en ek wil afsluit deur vir jou te sê, dat jou lewe is hierdie voltooiing van 'n opdrag. Dis dit wat God in jou begin bou het, soos wat Moses gebou het, die tabernakel, en dit was oor die teenwoordigheid van God, en soos wat jy daar die karakter van God begin aanneem, en jy begin om te sê, ek sal doen wat God wil hê ek moet doen, dan is dit vir my so mooi, dat jy sal sien dat Josua het 'n besonderse gees gehad. As jy hierdie gedeelte lees, dan is die volk op 'n plek waar hulle sê, kom ons kies iemand en ons gaan terug Egipte toe.
En dan skeer Moses en Josua, skeer hulle klere en hulle sê, wat gaan met julle aan? Wil julle regtig teruggaan Egipte toe? Wil jy regtig weer 'n slaaf wees? Wil jy weer onder Farao se besliste, onveranderlike wet wees? Of soek jy na God? Soek jy na die karakter van God? Na daardie God wat so vir jou omgee, dat jy op 'n plek kan wees. As die volk voor hierdie uitdaging staan, dan wil ek vanoggend vir jou sê, dat daar's baie keer almal wat net hierdie vers 4 houding het. Kom ons gaan terug. Kom ons doen maar weer die ou ding. Maar ek wil hê jy moet weet, jy moet kan uitgelei word om ingelei te word. Jy moet kan prys gee om te kan ontvang. Jy moet iets kan neersit om iets weer te kan optel. Dankie Sissa. En ek wil jou nooi om vanoggend jou hand in jou eie boesem te steek en vir jouself te sê, dat wat gaan my reaksie daarop wees? In die volgende liedjie of 2 wat ons gaan sing, gaan ek jou help om kans te kry om vir 'n oomblik te sê, Here, wat moet in my lewe vas wees? Wat moet in my lewe sin maak? Wat moet ek nie prys gee nie? Waarmee moet ek ywer? Wat is dit wat ek nodig het? En as daar een ding is wat ek vanoggend vir jou wil gee, en ek hoop dit gaan jou die res van jou lewe by wees, is vers 2 van hoofstuk 4. Dit was nie vir Johannes moeilik om te sê, en ek was dadelik in die gees. Wanneer laas het jy net 'n keuse gemaak? Jy sien, oor 'n week of 2 begin ons, dan gaan ons terug na ons ou dienspatroon toe. Oor 'n week of 2 gaan jy hier instap en jy gaan moet besluit of jy gaan toelaat dat die week, jy weet, jou nou so swaar belas en vermoeid maak. En of jy dadelik in die gees kan wees. So kosbaar as jy leer om in die gees te wees op die dag van die Here. Dis so noodsaaklik vir my en vir jou om op daai plek te kom waar jy verstaan dat jy staan vas. Jy staan in die gees. Die wêreld kan jou nie kry nie. Die wêreld is van 'n ander gees. Dikwels 'n bose en 'n sondige gees. 'n Gees van krankheid kan nie standhou voor die Heilige Gees nie. Kan ek dit weer sê? 'n Gees van krankheid kan nie standhou voor die Heilige Gees nie. So wat wil gee om preek 2 sommer nou by te preek en vir jou te sê, onthou Paulus praat van die vrug van die Gees en hy praat van die gawes van die Gees. En die genadegawe van gesondmaking is triomferend oor elke siekte en elke probleem. En ek voel die Here gee dit vir 'n oomblik, vir 'n belofte. As jy vanoggend hier is en ons gaan sing, dan besluit jy, Here, vanoggend maak ek klaar met hierdie siek wees. Amen. Jy sien, jy raak van 'n ander gees. Jy besluit, maak klaar met hierdie siek wees. Daar is soveel mense wat vanoggend nie in 'n diens kan wees nie, want die siek het hulle oorweldig. En die wêreld het hulle oplossings, maar God het ook sy oplossing. Oplossing wat sê dat die gebed van die regverdige het groot krag. Wie wil saam met my staan? En dan gaan jou nooi om saam met my dit te sing en te sê, hier is ek, Here, ek het U nodig.